Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig met 'n tema wat dalk hard mag voorkom, maar dis glad nie my bedoeling nie. Die evangelie is nooit hard nie. Dis altyd goeie nuus, maar is ook altyd waarheid. En soms konfronteer die waarheid iets in ons lewens wat nie veronderstel is om in 'n seun van God se lewe te wees nie. Maar is nooit om jou te beskuldig nie en nooit om jou te ontbloot nie, maar altyd om jou te help om dit te bely en te bekeer. En bekering beteken nie vir ons as wedergebore gelowiges om weer wedergebore te word nie. Jy kan nie oor en oor gewederbaar word nie. Bekeer beteken eenvoudig om 'n 180 grade omkeer te maak. Om te sien iets is verkeerd en om weg te stap van dit af. En daar's altyd genoeg genade daarvoor. En ons kyk hierdie week hoofsaaklik na ongeloof in ons as gelowiges se lewens en hoe dat dit ons verhoed om ons belofte te sien verwesenlik. En ons is van gister af besig met Israel toe God hulle die eerste keer in die beloofde land wou invat, maar hoe dat hulle ongeloof gekeer het dat dit gebeur. Hebreërs 3 vers 19 sê dit vir ons duidelik en ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Maar waar het hierdie ongeloof vandaan gekom? Romeine 10 vers 17 leer ons waar kom geloof vandaan. Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. So geloof kom deur die hoor van God se woord en dit kan of wees deur prediking, dit kan wees deur die Heilige Gees of dit kan wees wanneer jy self die woord lees en bestudeer. So waar kom ongeloof vandaan? Wel, enigiets wat ons dan hoor of lees wat in teenstelling is met God se woord, het die potensiaal om ongeloof te saai. Kom ons gaan weer terug na Israel toe. Ons kyk wat het daar gebeur. Ek wil nou nie weer in detail oor dit gaan nie, maar ons het gister in Eksodus 23 gesien wat se fenominale beloftes het God aan hulle gemaak, nog voor hulle in die beloofde land ingaan, oor hoe hy hulle sal lei en beskerm en hulle vyande voor hulle sal uitdryf. En hy sal selfs perdebye gebruik om dit te doen. So God het heel eers vir hulle sy woord gegee, sy beloftes, sodat dit geloof in hulle harte kan deponeer. Hulle moes net hulle self herinner het aan God se woord en eerste prioriteit aan sy woord gegee het. Maar dan kom hulle in Numeri 13 en hulle staan voor die beloofde land en hulle stuur 12 spioene in die beloofde land in. En 10 van hulle kom terug met die volgende verslag. In vers 28 sê hulle, maar die volk wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en baie groot. En ons het daar ook kinders van die Enakite gesien. En dan sê hulle in vers 31, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. En dan die kers op die koek is vers 33. Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig. En ons was so sprinkane in ons oë, so was ons ook in hulle oë. Nou ek het hier net een vraag. Hoe weet hulle dat hulle so sprinkane gelyk het vir die Enakite? Want hulle sê hier, ons was ook so in hulle oë, bedoelende, hulle het ons gesien as sprinkane. Het een van die spioene vir een van die reuse gevra, hey, hoorie, ekskuus tog, hoe lyk ons vir julle? Nee, julle lyk so sprinkane, ha. So hierdie was duidelik 'n massiewe aanname wat hulle gemaak het. En die ergste, hulle het hulle eie vrees en aannames gaan oorvertel aan hulle broers en susters en hulle gekry om saam met hulle bang te wees en te twyfel. Dit was so erg dat toe Joshua en Caleb hulle probeer oorreed om wel die Here te vertrou en die land in te neem, dat die volk vir Joshua en Caleb wou stenig. So hulle wil nou die ouens vir die goeie nuus bring, vir hulle doodmaak. En wat leer ons hier? Wel, die eerste ding vir my is dat die meerderheid nie altyd reg is nie. Net omdat 10 spioene gesê het hulle kan nie, en 2 het gesê ons kan, beteken dit nie die meerderheid is reg nie. Net omdat almal so sê, beteken dit nie dis waar nie. Wat het God gesê? Is dit nie belangriker as wat almal sê of wat die meerderheid sê nie? God het gesê, hy sal hulle vernietig, hy sal hulle in verwarring bring, hy sal hulle laat vlug, hy sal. Die 10 met die slegte gerigte, ek noem hulle sommer die dwaase spioene,
Hulle het kom sê hoe klein hulle gevoel het vir die mense en hoe die land sy inwoners verteer en hoe dat die inwoners sterker is as die Israeliete. Maar verstaan jy dat hierdie was net persepsies? Dit was wat hulle gereken het as feite. Maar onthou jy ons gesprek oor feite en waarheid? Die 10 dwaase spioene het nie die waarheid vertel nie. Wat was die waarheid? Wel, 38 jaar later, toe hierdie geslag Israeliete dood is en die nuwe geslag Israeliete gereed is om die beloofde land in te trek, stuur Joshua net 2 spioene om Jerigo te verken. Lyk my hy het 'n duur les geleer met die vorige ronde se 12 spioene. In elk geval, hy stuur 2 spioene na Jerigo en Rahab steek die 2 weg op haar huis se dak. Maar lees saam met my wat was die interessante waarhede wat Rahab met die 2 spioene deel. Lees saam met my in Joshua 2 vers 8. En voordat hulle gaan slaap, het sy op die dak geklim na hulle toe en aan die manne gesê, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het en dat die skrik vir julle op ons geval het en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. Askies, sê net weer, ek weet, nie ek dink of ek vermoed nie, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. Al die inwoners. Dit sal die reëse insluit vir julle bewe. En wanneer het die bangheid begin? Vers 10. Want ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle by julle uittog uit Egipte laat opdroog het. En wat julle die 2 konings van die Amorite, Sion en Og, oor kan die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die banvloek getref het. In vers 11 sê sy, toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld. Met ander woorde, toe die 12 spioene die eerste keer die land verken het 38 jaar gelede, toe was die inwoners al bang vir die Israeliete. Toe was hulle harte al gesmeld gewees. Hoor wat sê sy verder, sodat daarby niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie. Sodat daarby niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie. Want die Here julle God, hy is God, in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. So kom ons rewind net weer, terug na die eerste spioene. Wat hulle as feite en aangedikte stories kom aandra het, was niks anders as leuns nie. Want hulle het nooit gestop en enigiemand gevra wat hulle dink van Israel nie. Hulle het net aannames gemaak op grond van wat hulle met hulle natuurlike oë kon sien. God se woorde en dit wat Joshua en Caleb beaam het, dit was die waarheid. Maar omdat die volk die feite geglo het bo die waarheid, eintlik het hulle die leuns geglo bo die waarheid, het hulle die beloofde land gemis. Geliefdes, ons moet oppas waarna ons luister en waaraan ons waarde heg. As die dokter sy diagnose gee, is dit nog nie die waarheid nie. Dis net sy opinie, gegrond op feite. Maar ons weet mos nou, feite kan verander en gewoonlik doen hulle. So voor jy op hol raak met wat die dokter gesê het, hoe geleerd hy of sy ook al mag wees, en voor jy na Google toe hardloop om daar te beaam wat die dokter gesê het, gaan na die woord toe en vra, Here, wat sê u? Wat sê die woord? Want die woord is waarheid en die woord bring geloof. Mense se opinies wat nie in lyn is met God se woord nie, bring net ongeloof. En die woord sê, deur sy wonde is ons genees, Jesaja 53 vers 5 en 1 Petrus 2 vers 24. Dis wat die woord sê. Laat sy woord geloof in jou hart bring. As dit kom by jou finansies, verhoudings, werk, wat dit ook al is waarvoor jy God vertrou, pas op daarvoor om jou spionasiewerk op Google te doen. Jy gaan daar net redes kry vir twyfel en ongeloof. Pas op baie keer om jou spionasiewerk onder jou vriende en familie te doen. Weereens, wat sê God se woord? Dis waar jy geloof en waarheid gaan kry. Ons het so ruk terug 'n reeks gedoen oor intimiteit met Jesus. Gaan na hom toe, spandeer tyd by hom. Hy is die enigste een wat weet wat is sy belofte vir jou en hoe hy dit gaan laat gebeur. En wanneer hy vir jou 'n antwoord en 'n belofte gegee het, hou daaraan vas met alles wat jy het. Wanneer iemand met 'n bangmaak storie na jou toe kom, sny dit af, sê vir hom of haar,
Ek hoor wat jy sê, maar dis nie wat God my beloof het nie. Ek vertrou op hom. Sy woord sê dit en dat en daai. En ek kan jou die versekering gee, hy sal jou nie teleurstel nie. Hy weet nie hoe nie. Ek wil jou aanmoedig en ek praat met myself ook. Kom ons maak opnuut 'n keuse om ongeloof met wortel en tak uit ons lewens uit te roei en dit te vervang met wat God se woord sê. En ons staan op sy woord, maak nie saak wat ons om ons sien nie, ons staan op sy woord en sê en vertrou sy woord en sê vir hom, Here, u woord is waarheid en ons gaan hierdie waarheid sien gebeur in ons lewe. Ek kan jou verseker, God gaan daai geloof vereer. Here, dankie vir u woord. Ek weet ek sê dit baie, Here, maar dankie vir u woord en dat u woord waarheid is en dat ons kan vandag as ons 'n belofte uit u woord uit vir ons lewens het, kan ons daarop staan, ons kan daaraan vashou en ons weet u is 'n waarmaker van u woord en u sal doen wat u woord ons beloof het, u sal doen. Ons moet net wag en ons kan ons oë en ons geloof op u hou en ons sal die belofte sien gebeur. Here, dankie, u is 'n God van waarheid. U kan nie verander nie. U kan nie verander nie. Dankie dat ons aan u kan vashou tot in ewigheid. In Jesus naam. Amen. Geliefde disipel van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Dis waar jou belofte is en dis waar jy jou geloof gaan kry. In Jesus naam. Shalom.